Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ja, hier is 'n gedeelte wat ons vanoggend lees wat ons moet net mooi lees. Vanaf vers 21 in Hoofstuk 14. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom liefhê, en ek sal hom liefhê en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra hom toe: Here, hoe is dit u self aan ons bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Geliefdes, ons lees tot sover. Ons wil partykeer hierdie nou lees en sê, ja, maar as ons die gebooie van God gehoorsaam, dan sal hy ons lief hê. Dis nie wat hierdie teks sê nie. So, stop net eers daar. Dis nie wat, ja, ekskuus julle. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. Daar is 'n vanselfsprekendheid. Wanneer jy Jesus lief het, dan doen jy dit. Verder hoor ons ook, as iemand Jesus lief het, as hy my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê. Wanneer ons Jesus lief het, hoor ons wat hy sê, ons neem dit ter harte en ons wil dit graag doen, want ons het hom lief. Dit is nie een of ander wet wat van buite af kom, of hierdie spilgoed van, nee, jy mag nie dit doen, of jy mag nie dit doen nie. Die groot ding wat jy moet hoor, is die liefdesgebod. Want onthou ook, dis wat hy gesê het, as julle mekaar lief het, sal die wêreld weet dat julle disippels van my is. So, alles in hierdie konteks gaan oor die liefde, en daarom is dit hierdie mooi ding, dat wanneer ons Jesus lief het, kom dit eintlik natuurlik, dit kom van self, om sy gebooie te gehoorsaam en sy woorde ter harte te neem. Hoe sal ons dit verduidelik? 'n kind wat sy ma of sy pa lief is, neem ter harte wat die ouers sê, en hy wil dit graag doen. Dis nie vir hom 'n probleem nie. Dis nie vir hom 'n probleem om gou iets vir sy ouers te doen nie, want hy is lief vir hulle. Nee? En dan kom bind Jesus dit, dat hy self ons lief het, maar so ook die Vader. So wat Jesus eintlik doen, is hy kom maak die Vader en Jesus se gedrag een. En ons sal na hom kom en by hom woon. U hoor ook weer, die eenheid tussen God die Vader en God die Seun. Dis baie sterk hierin. So hoor, al wat jy in hierdie gedeelte moet hoor die eenheid tussen Jesus en sy Vader, hoor dat God jou lief het, en hoor dat ons normale reaksie op die feit dat ons vir God terug lief het, ons normale reaksie daarop, is om sy woorde ter harte te neem. En hier kom nou dalk 'n toets. As ek dan nou nie sy woorde ter harte neem nie, dan sit jy noodwendig 'n gedragsprobleem nie, maar is dalk 'n hartprobleem. Dan moet ek gaan vra, maar het ek hom regtig lief? Mag ek en jy in hierdie liefde gaan leef? Amen. Here almagtige God, ons kom bely net vanoggend, dat ons vir U lief het, en daarom dat ons U woorde ter harte neem, daarom dat ons ook so baie moeite doen met die woord, en ook hierdie oordenkingsluister, want ons wil graag leer. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.